Wat is jou grootste prestasie? Meeste mense sal begin deur te praat oor hoe hulle self opgewerk het, uit niks uit, om te kom waar hulle vandag is. Ander weer sal vir jou vertel van die opleiding wat hulle gekry het en dalk die graad wat hulle verwerf het. Baie sal begin deur te praat van hulle huweliksmaat en die wonderlike lewe wat hulle saam gebou het, die kinders wat hulle gekry het. En enige oupa en ouma sal sekerlik ook vir jou vertel van hoe trots hulle is op hulle kleinkinders. Iets om op trots te wees, is wat baie mense najag. Dit is die dinge wat mense selfvertroue gee in die lewe om met kop omhoog en skouers terug te loop. Trots. Goeiedag, ek is Deanlo Stols, medeleraar by AP Kerk Kimberley die Kruis, en ek lees graag vandag saam met u uit Jeremia 9 vers 23 en 24. So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Jeremia 9 vers 23 kom waarsku ons teen roem, kom waarsku ons om te spog in hierdie 3 dinge, wysheid, krag en rykdom. 3 dinge wat sekerlik die hoogste moontlike prestasie wat jy kan kry kom verwoord. Intellek, fisiese vermoë en materiële besittings. En die rede waarom die Here ons kom waarsku teen hierdie dinge om daarin te roem, is omdat dit dinge is wat in die eerste plek vir ons gegee is. Dinge wat van God af as gawes kan kom en wat ons nie maar net verdien nie. En tweedens is dit ook maar net tydelike dinge. So ruk terug het ek die mooi woorde gehoor dat die doodsjas het nie sakke nie en die afbopkar het nie 'n waantjie nie. Niks van hierdie dinge in die wêreld gaan jy eendag kan saamvat as jy jou laaste asem uitgeblaas het nie. Hierdie wêreldse dinge, dinge wat jy in elk geval nie verdien het nie, dinge wat net aan jou gegee is. Dis nie dinge om oor te roem nie. Wêreldse prestasies het geen waarde in die ewigheid nie. Jou intellek, jou fisiese vermoë, jou aardse besittings, dit gaan nie vir jou 'n hoër of 'n laer plek in die hemel bepaal nie. In plaas daarvan, om in menslike prestasies te roem, roep God ons op in hierdie gedeelte om in een ding te kom roem. Vers 24 sê vir ons, om hom te ken. Die doel van die lewe is nie om die slimste te wees nie. Die doel van die lewe is nie om die sterkste te wees nie. En die doel van die lewe is nie om die rykste te wees, die meeste dinge in hierdie kort tydjie bymekaar te maak wat ek kan nie, maar om die lewende God te ken. Van dit, as jy al hierdie dinge en alles wat jy nog aan kan dink, sou moet saamtel en bymekaar sit, kan dit nie opweeg teen die waarde van om die lewende God te ken nie. Om die lewende God te ken, is om in 'n verhouding met hom te leef. Om hom te leer ken, soos wat hy homself in die woord openbaar. In vers 24 sê dit vir ons, hy is die een wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op aarde doen, en dat hy dit nie maar net doen nie, maar dat hy 'n behaag daarin vind, dat hy dit goed vind om dit te doen. Om God te ken, is om sy karakter, sy optrede rondom jou te sien, om te sien wie hy is, wat hy doen, en om te besef dat dit nooit teenstrydig is met mekaar nie. Om God te ken, beteken om daardie verhouding wat jy met hom het te verdiep, daagliks om met hom te praat, en om sy woord te bestudeer. 'n Verhouding wat meer is as maar net blote kennis,
Om God te ken, is om nie maar net van hom te weet nie. Om hom te ken, is om daagliks op hom te vertrou. Iets wat in jou lewe sigbaar word. Want jy sien, om die lewende God te ken, verander jou lewe. Wie God waarlik ken, het ook 'n behaag, vind ook goed om die dinge te doen waarin hy 'n behaag het, die dinge wat hy goed vind. Dit word die dinge wat ons najaag in hierdie wêreld, nie om maar net gehoorsaam te wees aan God nie, maar om hom ook daardeur te verheerlik. As jy God ken, gelowige, dan lewe jy ook in liefde, in reg en in geregtigheid. Dit is so maklik om te sê, ek ken God. Maar as jy nie sigbaar in jou lewe die Here gaan dien nie, dan is dit maar net 'n leesstelling. As jy hom nie ken nie, gaan jy al hoe meer, al hoe makliker hierdie wêreldse dinge najaag en al hoe meer begin roem in wêreldse wysheid, in wêreldse krag, in wêreldse rykdom. Tot uiteindelik op die oordeelsdag waar so iemand gaan kom en die Here Jesus vir jou gaan sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Ek vra jou weer, wat is jou grootste prestasie? Mag dit nie wees dat wêreldse dinge eerste in jou kop opflits nie, maar mag dit wees dat jy daarop trots is, dat jy kan sê, ek ken die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons buig voor U in aanbidding, en dit is ons grootste begeerte om U te mag ken. Mag dit wees wat ons lewe lank najaag, om U te ken, die een wat geregtigheid, reg en goedertierend lewe en handhaaf. Ons loof U en ons prys U as ons lewende God, en ons is begeerig om U al hoe meer en al hoe beter te leer ken. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.